Goeiemôre Konstant, dis lekker vanoggend met jou te gesels. Goeiemôre Magtel, dit is ook vir my baie lekker om 'n bietjie met jou te gesels oor die boeke. Ja, ek wil net voor ons begin sê, ek is Magtel Foster, 'n kinderboek tannie. En ek wil vra wie en wat is jy, maar ek wil net 'n bietjie sê oor wat ek dink jy is. Ja, okay. Een van die profiele oor jou wat ek raak gelees het sê, Konstant van Graan is 'n romanskrywer en dramaturg. Hy is ook senior lektor in die program vir forensiese rekenmeesterskap by die Noordwes Universiteit. Liedjieskrywer en sanger van die musiekgroep Pelicans tyd, omtrent 'n mond vol. Maar die rede hoekom ek vandag hier sit en jy aan daai kant sit, is omdat jy ook 'n suksesvolle jeugboekskrywer is. Dis meer my wêreld van die forensiese rekenmeesterskap, weet ek gelukkig of miskien nie so gelukkig nie, gevaarlik min. Vertel vir ons 'n bietjie meer van jouself en veral hoe 'n forensiese rekenmeester, ek sien dis 'n tongknopper vir my, by skryf en musiek maak beland het. Goed, dankie Magtel. Wat ek is hopelik 'n mens, maar wie ek is, ek beloof ek gaan nie filosofies raak in hierdie gesprek nie, want ek kan as ek veral met 'n glas rooiwyn wat ek gelukkig nie by my het nou nie. Maar ja, ek gaan maar beskryf waarmee ek doenig is. Ek dink dit is die maklikste. So ja, ek is voltyds betrokke by die program vir forensiese rekenmeesterskap by die NWU in Potchefstroom. En dis 'n kursus wat ek ook studeer het jare gelede en ek het as 'n ondersoeker gaan werk en nou is ek terug. Ek's ook programleier van hierdie program vir forensiese rekenmeesterskap. So dit is die programbestuur en ek gee 'n bietjie klas ook in forensies en ek doen ook baie navorsing. Ek het so pas klaar gemaak met my PhD, spesifiek in forensiese ondervraging. Ek sal nou 'n bietjie daaroor uitbrei. So ek is voltyds betrokke by die forensiese wêreld waar ons studente oplei om handelsmisdaad, met ander woorde enige misdaad te doen met geld te ondersoek, maar nie net te ondersoek nie. Ons lei hulle ook op om 'n bietjie voorkomingsmaatreëls in te stel as daar nou bedrog plaasvind dit. Hoe keer ons dat 'n persoon weer steel in daardie stelsel? En baie keer word hulle aangestel en die persoon wat hulle aanstel, die HIB, die hoofuitvoerende beampte van 'n maatskappy, weet nie eens hoeveel geld weg is nie. So hulle moet baie keer selfs geld gaan opspoor wat weg is waarvan niemand weet nie. So dis waarmee ek hoofsaaklik besig is, maar ek kan myself nie help nie. Ekskuus? Ek moet jou onderbreek want dit is 'n baie groot werk, daar's vrek baie werk. In Suid-Afrika veral. So ek sê altyd vir voornemende studente, een ding waarvan jy kan seker wees is jy hoef nie te bekommerd te wees oor of jy werk gaan kry nie. Ons studente word opgeraap as gevolg van hierdie pandemie van bedrog en korrupsie wat ons in die land het. So ja, dis 'n opwindende dinamiese veld, maar ek kan myself nie help nie. As ek van iets hou en ek het dalk iets wat van 'n aanleg of 'n talent daarin, dan wil ek dit ook heeltemal ondersoek. So ek gebruik my vrye tyd baie produktief om te skryf. Dit begin by kortverhale, maar oorgeskuif na romans en jeugboeke. En dan is ek ook baie lief vir musiek maak. Dis eintlik my terapie vir as dinge baie besig raak en mens voel die laste raak te swaar, is daar niks so lekker soos om 'n nuwe liedjie te skryf en op te neem. En dan te deel met die klein groep mense wat nou van my musiek hou nie. En dan Magtel, moes ek myself die afgelope paar jaar forceer om minder goeders aan te pak, want ek sal alles wil doen wat ek van hou. Maar vroeër jare het dis hoekom ek ook myself ook as 'n dramaturg sien, het ek aktief tonele geskryf vir die koshuise hier by die NWU in Potchefstroom en help opvoer, regie gedoen. Maar ook by Aardklop in 2016 het ek 'n produksie gehad wat ek en 'n vriend geskryf het en ek sou die regie gedoen het en want ons het dit in 2015 reeds opgevoer en toe het my die hoofspeler, die mans toneelspeler het onttrek 'n paar weke voor die tyd. So toe moes ek inderdaad 'n ander regisseur kry en ek het toe nou die hoofrol oorgeneem. So ek hou ook van toneel speel. En ek het op 'n stadium sketse gemaak, hierdie 'n kort komedie sketse, Helga weet beter en Kampasiteit wat op YouTube is. Maar ek het net besef ek moet 'n bietjie meer begin fokus op wat wil ek spesifiek uit die skryfwerk kry. En daarom fokus ek meer op romans op hierdie stadium. Want dit open 'n hele nuwe wêreld vir 'n mens, veral Jimbo Josh, die wêreld wat ek daar gebou het. So dis 'n mondvol.
Maar ek probeer besig bly deur hierdie kreatiewe aktiwiteite. Wat ek wel vir jou kan sê oor die forensies is, 'n mens sou dink eers dis nou vreemd dat hierdie forensiese rekenmeester hom nou hier in die kreatiewe wêreld indelwe. Maar die waarheid is forensies is eintlik baie kreatief, want ons praat van 'n transdissiplinêre veld. Verskillende subvelde wat in forensies is. Ja, die rek is baie belangrik. Jy moet kan kyk waar die persoon geld gesteel het en analiseer die finansiële state. Maar jy moet ook kennis hê van forensiese inligtingstegnologie, want die persoon steel nie meer deesdae die bewyse is op dokumente nie, dit is op rekenaars en sommer deesdae in die wolk of die cloud. Hoe gaan mense te werk? Die bewysreg is belangrik. Ons kan nie net 'n deur afskop en mense begin slaan en sê ons soek daai bewyse nie. Hoe kry mense regmatig bewyse vir die hof? En dan wat baie opwindend is die area waarop ek meerendeels fokus is die mensegedrag en spesifiek onderuitvoering. Ons ondersoek nie robotte nie, ons ondersoek mense en dis baie kompleks daai interaksie, veral mense wat geld gesteel het en spesifiek mense ook in topbestuur. Hulle kry gewoonlik goeie salarisse. Hoekom steel hulle? So daai interaksie met 'n verdagte is baie kompleks en ingewikkeld en mense moet dit mooi benader. So dit is my studieveld spesifiek. Dis wonderlik, dis karakterisering. Ja. Maar asseblief, ons stel nou vandag jou nuutste boek voor. Geheim in die riete. En ek sien uit daarna om daaroor met jou te gesels, maar soos jy nou gesê het, met jou vorige boeke, jou Junko Josh boeke, jy het hulle nou net genoem, ek wil ook daarom net weer hierso sê, het jy die hele wêreld geskep, die Kalambula wêreld, jy het die hele wêreld geskep. So met Junko, en dit was ook bietjie vir ouer kinders bedoel, né, was bietjie meer leeswerk, is bietjie meer ingewikkeld, daar's bietjie meer in. Jou nuutste boek Geheim in die Riete is vir bietjie jonger kinders. Ek sou sê 10, 9, 10 tot goeie lesers tot 12, 13. Waar jou Junko Josh sou ek sê gaan in die tieners, in die middeltieners en tot by 15 of so. En ou tannies soos ek. Maar so wat het jou nou laat besluit om nou vir jonger lesers te skryf? Weet jy, ek dink dit hang af van verskillende jeugboekskrywers, maar as ek eerlik moet wees, Magdal, ek sien myself nie as 'n jeugboekskrywer as sulks nie. So ek is nie 'n jeugskrywer nie. Ek is net 'n skrywer want ek het begin skryf in dramas wat vir volwassenes was. En my kortverhale waarmee ek begin het was ook alles vir volwassenes bedoel. Dit klink dalk idillies en iets wat abstrak, maar ek kan met eerlikheid vir jou sê dat ek skryf nie vir 'n spesifieke teikenmark nie. Die idee kom na my toe en ek skryf daaroor. En of dit vir 'n volwasse leser is en of dit vir die jeug is, dit maak nie saak nie, dit hang af wat die idee is. Natuurlik, sodra die idee na my toe kom, begin ek daaraan te skaaf en te identifiseer wie sou die fokusmark wees. Want enige skrywer sal ook vir jou sê, jy kan nie na 'n uitgewer toe gaan en jou manuskrip of jou boek voorlê en nie vir hulle sê wie jy dink die teikenmark is nie. En as jy nie weet nie, gaan hulle direk spesifiek pertinent daarna kyk. Want mens skryf nie net omdat dit lekker is nie, mens skryf om die uitgewer spesifiek om boeke te verkoop. En as deel van die bemarkingsveld, hoe stel mense hierdie storie bloot aan die wêreld, is dit belangrik om te weet wie die fokusgroep is. So ek weet dit klink idillies, maar ek skryf absoluut soos die idee na my toe kom. Om jou idee te gee, die nuutste boek waarmee ek besig is, en ek sal aan die einde 'n bietjie meer daar uitbrei, maar daai boek is 'n volwasse boek of 'n boek vir volwassenes. En ek het nie gesit en dink jy's nou moet ek vir volwassenes skryf. Ek was op 'n vlug van Johannesburg op pad na Kaapstad toe en hierdie idee het my net tussen die oë getref. En die hele uiteensetting van my boek het in daai 2 ure in daai vlug of op daai vlug plaasgevind. So dis absoluut hoe ek funksioneer. Ek weet baie ander skrywers werk nie so nie. Hulle identifiseer kwessies waarmee tieners sukkel en gapings waaroor daar nog nie geskryf is, maar ek skryf nie so nie. Ja, dankie, baie dankie. So dit maak ook dan 'n sin, dit beantwoord ek nou die vraag oor wat jy sê hierdie boek is ook vir volwassenes. So jy antwoord eintlik daai vraag, né? Ja, ek dink ook wat ek kan byvoeg is
En ek dink dis ook waar vir die meeste ander skrywers is. Ek sal nie 'n boek skryf wat ek nie self wil lees nie en ek is 'n volwasse. So dit is vir my al my boeke waar my jeugboeke tot dusver die Jubu Josh reeks ingesluit is beslis ook vir volwassenes bedoel. En veral as mens kyk na die temas, want daar glo ek spesifiek daar is spesifieke temas en geheime in die rite wat volwassenes by aanklank sal vind. En magtel is belangrik alhoewel ons dit nie baie keer wil erken nie, jou gemiddelde volwasse leser nie. Maar dis eintlik baie waardevol om 'n jeugboek te lees om daardie milieu en storielyn te beleef en die uitdagings wat die jonger karakter beleef uit die oë van 'n jonger persoon te beleef is verskriklik belangrik. Eerstens om nie te gou uit te raak en verkramp te raak nie, maar ook om lewenslesse te leer uit iemand anders se perspektief uit. Maar dan spesifiek ook die temas wat soos wat ek sê, skakel mooi met volwasse temas ook en veral geheime in die rite. Dis die rede hoekom ek baie lus is en ek dreig nou al 'n lang tyd, maar ek gaan dit nog doen. Ek gaan 'n boekklub vir groot mense stig, maar ons mag net jeugboeke lees. Want Ja, ek betrap myself baie keer dat iemand vir my vertel van hulle sukkel hiermee of hulle wonder daaroor en sê ek jy moet hierdie boek lees. Ja, maar jy's mos into kinderboeke, jy's mos into jeugboeke. Hoekom sal ek dit nou lees? Jy moet baie keer mense die sukkel om hulle te oorreed om dit te lees en dis gek. Dit is onbekend maak onbemind. Dit is ongelukkig so en ek het nog nie 'n ouer persoon gesien of ontmoet wat toe nou later blootgestel is aan jeugboeke en nie daarvan gehou het. So dis 'n hele nuwe wêreld ook vir ouer lesers wat ook gaan met jeugboeke. Ja. En spesifiek as ek nou kan praat oor daai temas, magtels, twee sentrale temas wat vir my wat uitstaan wat volwassenes veral by geheime in die rite kan leer. Of identifiseer en van toepassing maak op hulle eie lewens is afsondering, want Kroan is afgesonder waar hy is. Hy het nie 'n klomp van sy portuïergroep om hom nie, 'n klomp maats nie, en al erken hy dit nie, is hy eintlik eensaam. En hoeveel van ons en veral volwasse mense is eensaam veral na COVID en het net aangegaan soos asof COVID aangaan, nou sonder die maskers, maar ek bedoel nie uitgereik na nuwe mense toe of na jou ou mense of jou vorige vriende nie en kluisenaars geword. Ek ken soveel van daai gevalle en hoe gevaarlik dit is. Ons bly sosiale wesens. Dis nie te sê dat jy mag nie 'n introwert wees nie, natuurlik. Ons almal verskil, maar ons is in ons kern sosiale wesens en ons moet by mekaar uitkom. So dit is 'n groot tema wat hier aangespreek word. En die ander ene is die verskil tussen betekenis en vreugde of genot en ongelukkig te wees, geluk eintlik. Is die gemiddelde mens, ek ingesluit, val gereeld in hierdie slaguister is om te dink die lewe gaan oor geluk en dit gaan nie. Dis 'n lekker bonus as mens gelukkig is. Die lewe gaan oor betekenis en as jy betekenis in jou lewe wil hê, is dit nie maklik. En dit is die sentrale tema wat hier ook uitspeel. En ja, dit is van waarde vir jonger lesers om te besef. As jy gelukkig is dit goed, maar baie keer as jy jou laste moet dra in die wêreld, is dit moeilike goeders te doen. Vat baie energie en vir jou om deur te druk en vas te byt in moeilike tye. As daar krisistye is, gaan geluk jou nie dra nie. En ek dink dit is byvoorbeeld twee sentrale temas waarby die ouer leser kan aanklank. Dis wonderlik en ek wou nou vir jou gevra het, hoekom 'n karavaanpark? Hoekom jy op 'n karavaanpark besluit dit na jou hele wêreld en maar ook die natuur, jy is hier ook in die natuur. Hoekom het jy op 'n karavaanpark besluit, maar nou vermoed ek dit het eerste by jou tema van afsondering het eerste by jou beland voordat jy besluit het 'n karavaanpark is slim of hoe het jy? Ek dink dit het saamgeloop, is eintlik 'n kombinasie. Ek sal jok as ek sê die feit dat ja, dit doen dit met afsondering in die karavaan milieu nie, maar terselfdertyd het ek baie blootstelling as kind met karavane gehad, want in die 90's het ons van Grants was baie lief vir karavaanvakansies, woonwaarvakansies. Ons het Suid-Afrika rondgerits in elke vakansie, byna elke vakansie in 'n karavaan deurgebring.
So ek ken die karavaan lewe, ek ken die karavaan mense, alhoewel ek nou vir 'n paar jaar dit nou nie daarom blootgestel is nie, is dit eintlik 'n wonderlike konteks om vakansies te hou, want dit is ongekunsteld, dit is in die natuur, dit is nie leaks nie, en is sosiaal, want jy kry te doen met baie mense wat in die karavaanpark. So ek kon ook nie in hierdie opset myself keer nie, so ek moes, dit het amper natuurlik gekom, die idee van die afsondering, saam met die karavaanlewe. Maar dan ook die feit dat dit in die tuinroete afspeel, is ek's baie lief vir die tuinroete, en een van ons groot vakansies in 'n karavaan wat 'n baie groot indruk op my gemaak het. Dis 'n vakansie wat ek kan nie onthou of daar enigstens een dag sonskyn was nie. As daar was dit 1 of 2 dae, maar dit het aanhoudend gereën en tog was dit wonderlik. Ek was by Keerbooms gewees. Ja, Ek kan dit nie glo nie. Ek wou nou net vir jou gesê het, in die 70's het ons elke Junie vakansie Keerboomstrand het ons by gekamp, by Archrock. Pragtig. Jy weet nou en jy weet hoe pragtig dit daar is en langs die strandmeer ook en dit het 'n baie groot indruk op my gemaak. So jy weet presies waarvan ek praat. Ja, ek weet regtig presies. My pa het ons nou ook oral, ons moes ook Oudtshoorn ook doen want jy moet alles van Langehoek. Ons het baie oud dorpies ook gedoen want ons het van Wellington af, dis nie ver om te ry Keerboomstrand toe nie, maar ons het 2 nagte oorgeslaap want my pa moes die karavaanparke inpas. Ja, ek verstaan. Dit is heeltemal 'n nuwe wêreld en later dan jy jou vriende want hulle kom ook presies. Wat jy nou laas jaar ontmoet het en dan is dit dieselfde kinders met wie jy speel. So ja, dit was baie lekker. Maar vertel ons nou 'n bietjie, ons kan nou nie ons derms hier reg nie. Oor die rooiwyn dit doen. Waaroor gaan die storie? So ek wil nie te veel weggee nie, want hierdie is 'n bekendstelling en nie noodwendige boekbespreking waar ons in diepte na elke aspek kyk nie, maar oorhoofs gaan Geheim in die Riete oor die storie van Kruan Malherbe. Hy's 12 jaar oud en hulle woon in Alberton in die stad. En op 'n dag na skool, hy's 7 jaar oud op hierdie stadium, dis nou 'n paar jaar terug, 5 jaar gelede, kom hy by die huis aan en hy sien hier sit 'n koopbordjie. En van toe af trek hulle van woonwaarpark tot woonwaarpark, hulle die huis nou verkoop en albei ouers se werk is van so 'n aard dat hulle is nie gebonde aan een plek nie, so hulle kan hulle beroepe beoefen vir enige plek in Suid-Afrika. En so reis hulle dan van woonwaarpark tot woonwaarpark, nooit langer as 6 maande op 'n plek nie, want Kruan se pa Ignatius, glo nie daarin nie. Hy sê as mens langer bly dan gaan jy vir altyd by daai karavaanpark. So natuurlik het Kruan die hele Suid-Afrika beleef, wat wonderlik is. Maar in die verloop van hierdie afgelope 5 jaar natuurlik ook 'n bietjie eensaam geraak en te afgesonder, sonder dat hy uiteindelik agtergekom het. En dan kom er hierdie laaste bestemming waaroor Geheim in die Riete nou gaan, is hulle arriveer in die tuinroete by Keebospark. En dis stilseisoen, met ander woorde daar is nie ander vakansiegangers nie, maar daar is permanente inwoners wat met hulle karavaan daar staan. En dit is baie eksentrieke karakters. En aanvanklik is Kruan nie te beïndruk nie, want dit is 'n bietjie vervalle die karavaanpark, maar dan kom hy agter daar's iets vreemd by die riete, want die strandmeer loop daar verby. En daar's so baie riete voor die strandmeer dat jy nie die water kan sien nie. En iets onheilspellend, weet hy, vreemd is aan die gang by die riete. En op 'n nag word hy dan weggevoer na 'n wonderwêreld ander kant die riete. En dis waaroor die sentrale boek eintlik gaan. So dit gaan nie, dis nie nou omdat ek nou Keerbooms ook nog in my kop het, dis regtig nie 'n straightforward of 'n gewone avontuurverhaal nie. En soos jou Goodreads profiel ook bevestig, ja, ek het jou 'n bietjie opgesoek, is jy baie gemaklik met magiese realisme. En hulle sê ook, he often dwells into fantasy and adventure. So, wil jy net 'n klein bietjie oor magiese realisme en fantasie want ek weet daar's baie te sê daaroor. Ja. Baie mense vra my konstant, jy's in 'n forensiese omgewing, hoekom skryf jy nie speurverhale of ondersoekverhale? Maar as mense aan my geskiedenis gaan kyk as jong ondersoeker in Windhoek, is ek blootgestel aan baie intense, donker ondersoeke en
interessant genoeg, soos wat mens jouself kan voorstel, is dat as jy besig is met hierdie ondersoeke, kan jy dit nie met ander mense deel nie, want dit is vertroulik. So dis 'n baie alleen wêreld. Daardeur sê ek nie, dis absoluut aaklige wêreld nie, anders was ek nie in die forensiese beroep gewees nie. Ek glo regtig daar's mense vir wie dit natuurlik kom om in hierdie milieu te werk as 'n forensiese ondersoeker, maar dit was nie noodwendig my forte nie. En ek moes daai jare wat ek ondersoeke gedoen het vir my, ek moes ontsnap na 'n ander wêreld. En ek dink dit is die groot kern, die rede waarom ek altyd neig na 'n magiese element in my stories, al is dit gegrond in realisme. So ek dink dit is iets waarvan die leser dalk kan bewus wees, is dat dis nie noodwendig omdat ek vreemd is nie, dis net vir my is ontsnapping volmaak as daar 'n magiese element is, want dan voel dit regtig asof mens kan ontsnap uit jou hedendaagse uitdagings. So in terme van magiese realisme, ek sal nie sommer fantasie skryf nie. Nou ek is nie akademikus nie en ons gaan nie vandag die akademisie kwaad maak. Maar in leeketaal is die verskil tussen magiese realisme en fantasie is magiese realisme is gegrond in daardie ware verhaal, die realiteit waarin ons leef. Dis net bietjie verbuig en daar's elemente wat ingevoeg word wat wel magies is, maar wat aanvaar word asof dit realiteit is. Ek dink baie aan die werk van Neil Gaiman wat 'n magiese realisme skryf. Byvoorbeeld hy skryf in die Graveyard boek oor hierdie seentjie wat grootgemaak word deur spooke. Dis 'n normale wêreld, die enigste verskil is sy ouers is nou die spooke. Ons sien dit ook gereeld met Reza de Wet se dramas. Daar was 'n toneelstuk 'n paar jaar gelede waar hulle, ek kan nie die naam ontgaan my nou, maar waar hulle elke jaar wag vir die sussie om te kom kuier en sy is dood. So half dat sy kom kuier. So ek het nie noodwendig in die dood aspekte die donker kant gaan delf nie, maar normaalweg is dit hoe ek dit vir myself ook verduidelik, dat dit gegrond is in realisme, maar daar's magiese elemente. Ek sal nie noodwendig absolute fantasie skryf nie, want dan is dit amper nie meer ontsnapping nie, want waar is hierdie wêreld? Waar is hierdie vreemde ander wêreld? En hierdie ander wêreld is gewoonlik, en dis hoe ons dit onderskei van magiese realisme, is die realiteit lyk anders. Daar's vreemde diere, gediertes. Alles werk anders. Die realiteit, die reëls werk anders. So jy moet jouself eers heeltemal vergewis van hoe hierdie wêreld werk voordat jy jouself kan vergewis van wat jy aangaan. So wat ek wel kan sê, in Geheim en die Riete het magiese elemente as mens kyk na van die diertjies wat Kroan bespeer of raak sien. Ek wil nie te veel daar uitbrei nie. Maar die oomblik as hy verby die riete gaan, is dit tog eintlik ook fantasie. Maar die hele storie is steeds gegrond in daardie realistiese storie van Kroan wat 12 is, wat van Alberton afkom en in 'n karavaan bly. Lekker. Ja, ek weet, nog ver verby die riete is daar baie fantasie vir. Ja. Fantasie oomblikke vir my. Ja. Ek dink jy kan gou vir ons 'n stukkie lees, net vir ja, gerus. Ek dink jy's op daai noot praat oor Kroan wat weggevoer word. So ek lees vir julle uit hoofstuk 3 se begin. Buite in die bos sit 'n klomp nat harige lyfies en staar met oranje oë na die tent. Toe die nagapies Kroan hoor snork, fluister hulle iets vir mekaar en klouter deur die struike terug in die rigting van die riete. 'n Ruk later verskyn 2 donker gedaantes. Met gewebde kloue rits hulle die tent saggies oop en sluip in. Hulle grom ingenome vir mekaar toe hulle Kroan in die hoek gewaar waar hy met sy rug na hulle lê en slaap. Hulle kruip nader en gaan staan op hulle agterpote voor sy bed. Die een met die kuifie maak keel skoon, reg om te grom sodat Kroan kan wakker word. Maar die een met die borselkop klap hom op die bors toe hy sien hoe verwaarloos hy lyk. Hy kam gou sy maat se die mekaar hare en snorbaard netjies. Toe hy klaar is, klop hy hom tevrede op die skouer en hulle draai weer na die slapende seun. Die volgende oomblik slaan die weerlig en die blou vonk verlig die tent. Kroan skrik wakker. Dit vat hom 'n oomblik om te besef waar hy is. Hy probeer die bedlampie aanskakel, maar die krag is af. Die moegheid oorval hom en hy draai op sy ander sy, reg om weer in te sluip.
Dis toe dat hy die twee silhouette reg voor hom sien. Hy skrik en spring regop. Eers dog hy dis klein monstertjies, maar in die lig van die volgende blits kan hy die harige buitelyne en snorbaarde sien. Otters. Ek dink dis genoeg. Ja, Maar so 'n smakertjie. ek is baie bly dat ek weet wat verder aangaan. Ja, en dat ek en jy daaroor kan gesels. Ek wil hê meer mense moet kan saam gesels, so ja. Ja, nou oor die karakters, het ons nou oor die otters, ons weet nou daar's otters. Frederico is mevrou Gorecki se waspeertjie. Ja, En kardinaal Krobber is albei vir my baie interessante karakters. Frederico is baie meer betrokke by die storielyn, kan 'n mens amper sê. Kardinaal Krobber, jy weet nie, moet jy gril of hou jy moet regtig nou mooi dink oor hoe jy voel oor hierdie rot, of Ja. soos hy van homself praat as 'n kerkmuis. ja, met Maryle spel. Hy is 'n magiese, amper vreemde karakter. Ja. En ek vir ons 'n bietjie agtergrond gee oor sy rol in die boek. Ja. So alhoewel ek genoem het dat idees net na my toe kom en dan besluit ek vir watter visie fokusgroep is. Wanneer jy begin besef hierdie is 'n jeugboek, so is daar sentrale reëls waaraan jy moet voldoen om dit eintlik 'n suksesvolle jeugboek te maak. En een van hierdie reëls is eerstens dis baie goed as die held in die verhaal, en Kroan is my held in hierdie verhaal, is hy moet iemand of 'n paar persone hê wat hom help in die proses om die boosheid te verslaan. So ja, sidekicks, sogenaamde sidekicks. En daar speel Wytjie, die 9-jarige dogtertjie, 'n belangrike rol, en dit is ook Frederico. Frederico is eintlik 'n helper in hierdie groter prentjie van die taak wat vir Kroan voorlê. Maar dan wat ook sentraal is vir enige jeugboek is 'n jeugkarakter, die held, het nog nie al die antwoorde nie, want hulle is jonk, veral omdat hulle jonk is. Normaalweg het jou gemiddelde held ook nie al die antwoorde nie, maar veral 'n jeugkarakter. En soos genoem, Kroan is 12, hy het beslis nie al die antwoorde nie. En as die leser aan die begin nou hom ontmoet, gaan hy agterkom hy het nog baie karakterontwikkeling wat vir hom voorlê. Hy is nie noodwendig die aangenaamste mens in die begin nie, maar hy leer baie van homself in hierdie reis. Wat baie belangrik is dat hy 'n mentor of 'n paar mentors het wat hom help om antwoorde te kry sonder om hom met die lepel te voer. Want die oomblik as 'n mentor vir jou met die lepel voer, dan leer jy nie genoeg uit jouself om karakterontwikkeling, dat daar karakterontwikkeling plaasvind. So ek sien baie keer mense wat kla oor Dumbledore is, of ek sien dat deesdae aanvaar hulle dat Dumbledore nie se vertalings. Maar hoekom het Dumbledore nie net al die antwoorde vir Harry in die begin gegee nie? Want Harry moet homself eers hy moet deur hierdie striwelinge gaan en om homself beter te leer ken sodat hy self gaan nie net daaroor dat hy die mensdom of die wêreld moet red, jy moet homself ook red. En jy kan nie iemand met 'n lepel voer en dink jy gaan dit regkry nie. So ek dink dit is belangrik om te besef. In hierdie boek is daar 3 sentrale karakters wat 'n mentor is vir Kroan. En eerstens is dit Wytjie se oupa. En sonder om ook te veel uit te brei, Wytjie se oupa kan nie praat. So hy gaan nie baie inligting vir Kroan eintlik kan gee nie, want hy kan nie verbaal dit oordra nie. Daar is tog baie leidrade wat hy vir hom gee. So die ander persone is dan nou Margie of Margie, wat in drome verskyn, wat hom ook leidrade gee. Maar eintlik is hy groot mentor. En ek hoop die jonger lesers lees hierdie raak op hulle eie. Eintlik is die groot mentor hierso is kardinaal Krobber. Want hy gee inligting wat nie een van die ander 2 karakters vir hom kan gee. Hy praat hom moed in en hy is ene wat eintlik vir hom die boodskap deurgee, subtiel deurgee. Van jy wag 'n moeilike taak vir jou. Dit gaan nie lekker wees nie. Ons praat weer van daai geluk. Jy gaan nie gelukkig wees nie. Maar as jy die regte besluite neem, gaan dit vir jou betekenis staan. So hy is magies, en hy speel 'n baie belangrike taktiese rol. Die oomblik wat hy vir Kroan ontmoet, want op daai stadium moet Kroan antwoorde kry van waarheen volgende. En as Kroan alles net gekry het in
boodskappe teen die muur of briefies, sou dit nie geloofwaardig gewees het nie en is vervelig gewees het. Ek het hom juis hierdie onindrukwekkende, amper vreesaanjaende rot gemaak. Dit is net om 'n bietjie 'n ander weergawe van 'n mentor ook te gee vir die leser. Om te sê dis gewoonlik nie, baie keer is 'n mentor nie hierdie persoon op die wit perd nie. Dis baie keer iemand vir wie jy aanvanklik skrik. Ja, dit is kardinaal Krobber. Fantasties. Ja, so, wat jy gesê het van met 'n lepel voer, dit sou ook maklik gewees het as Kroan se ouers vir hom al die leiding kon gewees het, maar Ja, dit is nee, heeltemal, dit is 'n besliste nee. So ek nou, my volgende vraag wat ek nou vir jou vra, sou 'n mens dus kan sê dat magiese realisme handige gereedskap is, as ons nou weer die groot woord magiese realisme moet gebruik. Handige gereedskap kan wees om oorspronklik en kreatief te karakteriseer. Want die groot ding deesdae, of nie net deesdae nie, eintlik altyd vir 'n goeie stuk skryfwerk, is om nie net alles te vertel nie, maar om te wys. En sonder om te veel te verduidelik, sonder om te veel te bespreek, soos met die lepelvoer, om te wys. So sou jy sê, nou deur jou gebruik van kardinaal Krobber karakteriseer jy ook, is nie net of is ek heeltemal van die waarheid? Nee, ek dink jy sal nie spyker op die kop. Dis so met kardinaal Krobber, hy is blind en tog kan hy sien. As jy verstaan wat ek bedoel. En hy's 'n vreesaanjaende rot en tog het hy die hart van goud of sy bedoelings goed. En dit kan jy beslis makliker regkry met magiese realisme. Die Silver Bessiebos speel 'n sentrale rol in hierdie verhaal. En sonder ook om daar te veel uit te brei is, net deur na hierdie gloeiende bos te kyk, is al klaar subtemas wat ingewerk word. En ons kry nie sulke Bessiebosse in ons realiteit nie, wel, tensy jy dalk ook nie by Kerbooms nie. Nee, jy kry dit nie. So dit is beslis so. Magiese realisme is 'n ekstra instrument in daai gereedskapskissie wat jy kan gebruik om sulke temas en lewenslesse sonder om prekerig te wees op 'n visuele wyse weer te gee. En uit die aard van die saak is, daar is weer eens niks so spesiaal as om te ontsnap uit jou hedendaagse realiteit nie. Ek sê nie mens moet vir altyd daar bly nie. Jy moet weer eens terugkom en jou lewe leef en die meeste daarvan maak. En soos ek vroeër genoem het, jou laste dra. Maar as jy, en kom ons kyk na die voorbeeld van 'n volwassene, as jy van 8 tot 5 werk en jy is moeg en jy geniet nie noodwendig jou werk nie, wil jy regtig 'n storie lees wat nouliks inskakel by jou werk? Nee, jy wil ontsnap. En dis ook waar magiese realisme 'n belangrike rol speel, is om daai absolute ontsnapping te gee binne die realistiese konteks. En dis baie beter ontsnapping as om nonsens televisie te kyk. Kan ek ook net my stukkie daar. Ja, ek hoor, ek kyk nou nie TV nie, maar ek hoor daar's deesdae seker programme wat mens wat nie noodwendig die breinselle stimuleer. Nee. Terwyl ons dan by jou karakters is, Kroan is jou hoofkarakter, jou so hoe sê mens? Protagonis, ja. Jou protagonis. Nou, so die antagonis is eintlik die ander een, né? Die groot. Dis eintlik dis aanvanklik dink mense Stimma, maar dis eintlik die ander een, ja. Ja, so sy charme en aantreklike voorkoms is daar, baie daar. Wie is hy? En waarom speel hy so 'n prominente rol in jou boek? Goeie vraag, dankie Magdal. Die leser gaan aanvanklik dink, soos ek nou genoem het, dat die aardsvyand is Stimma, die antagonis, en hy is tot 'n mate. Maar dis tydlose idees, as ons kyk na die mitologie, filosofie en selfs die teologie, is dat boosheid op sy eie is boos en dit moet oorwin word, uit die aard van die saak, die lig moet die donker oorwin. Maar die ergste vlak van boosheid is eintlik wanneer jy jouself verloor. Wanneer jy jou eie grootste vyand is. Dat daai hekkie waaroor jy val en daai sloot waarin jy dan nou
baie keer beland, is jou eie toedoen. En dit is die sentrale, dit is die kernkonsep van die ander een. Is ja, daar's gevare daar buite en daar's bose mense en daar's mense wat jou, en daar is situasies wat regtig nie ideaal is nie. Op die ou end, wanneer is dit 'n verlore saak, is dit wanneer jy die stryd verloor teen die ander een en die ander een is simbolies van jouself. En spesifiek hierso met die materialistiese aspekte van die wêreld, die materiële. En ek weet dit klink nou half vanselfsprekend, maar dis weer eens tydloos dat die grootste geeste het al geval omdat hulle oorgee aan materiële welstand en materiële rykdom byvoorbeeld. Ek dink dis die sentrale storie van Faust, is om jou siel te verkoop. En so tot 'n mate skakel dit ook met die storie van Faust en daarom is die ander een, daarom is hy so charmant, daarom vertoon hy of sy so indrukwekkend en kan mens nie anders as om hulle aan te staar en hierdie warm gevoel te kry. Hulle begin letterlik, jy gevoel hoe jou liggaam bietjie begin vibreer van hierdie teenwoordigheid, hierdie presence van hierdie mens, maar dit is alles 'n skynbeeld. Want binne is dit eintlik lei dit tot verderf. Ja. So ons almal het 'n ander een, kan 'n ander een hê. Presies. Ons ander een Ja, en dis die groot ding van wat ek genoem het van plesier en geluk is ek wil, as ek kon in die kom ons sê in die eenvoudigste vorm van die opsie. As daar 'n opsie was vir my om elke dag, okay, 'n strand is nie 'n goeie voorbeeld vir my om die strand te lê nie want ek is nie. Maar kom ons sê ek kan elke dag kan ek teleporteer na Edinburgh se biblioteek toe en daar gaan lê en lees en voor 'n kaggelvuur. Dis 'n baie aanloklike aanbod vir my want ek hou van nuwe stories te verken en ek hou van die idee van Skotland en ek hou van daai rustige atmosfeer. Maar mens kan dalk mislei word om daai opsie te kies. Of versus elke dag hard te werk, probeer jou paadjie oop te kap. En dit is so maklik om opsie A te kies bo opsie B. Maar die feit van die saak is by B lê daar betekenis, by A is dit net 'n lekker tyd. En ek weet dit klink bietjie prekerig maar ek beloof vir die lesers in die boeke kom dit nie so dramaties oor nie. Ja. En ek sal vouch daarvoor as jy dit gebruik. So, nou wanneer Kroan nou besef, dit hang van hom af of hy sy mense vir wie hy nou omgee, of hulle gered gaan word, of okay sal wees, hy probeer sin maak van wat het nou gebeur, wat gaan nou hier aan, wat is nou, hy het sy vermoedens, maar hy kan nie verstaan wat dit is wat aan die gang is nie. So, nou moet hy onder andere, jy het nou vroeër gepraat van een van sy ander helpers, so, dank sy Wytjie se oupa, is daar nou 'n hele spul boeke waardeur hy nou moet gaan. Ek sou dink dit is 'n 12-jarige se nagmerrie, want dit is nie comics nie. Dit is redelike stewige boeke met redelike uiteenlopende temas. Een van hierdie boeke is dit ooglopend vir die leser en vir Kroan. Hier is die boek. Dit is die boek wat ek soek. Hierdie boek gaan vir my sê wat dit is en dit is dan ook so. Maar die ander boeke is ook daar. Ja. Wil jy 'n bietjie meer daaroor vertel? Ja, die antwoorde kom, mens dink aanvanklik dis maklik, maar weer eens, hy moet gaan delwe, hy moet gaan soek vir die antwoorde. En hy sit in die unieke vreemde posisie waar die enigste persoon wat hom kan help, twee persone wat hom kan help, die een is 'n wasbeer en die ander een kan nie praat nie. So hy word geforseer om deur hierdie materiaal te lees en sin daarvan te maak. Gelukkig kom daar weer eens een van hierdie mentors tot sy redding om 'n bietjie leiding ten minste te gee. Ek het wel 'n boekhouer ook hier ingesit met daai boeke wat hy moet lees. Ek het hier nogal pret gehad met van die name moet ek sê. Ja. Hierdie hoopie waardeur hy lees, die vreemde titels is Gees van die Bos, 'n padkaart na jou innerlike totemdier deur Chloe Kelway. En miskien is daai 'n bietjie 'n verwysing na Tito Josh waar totemdiere 'n belangrike rol speel. Wie weet, nee.
Voertuig, artefakte en brousels wat boosheid afweer, deur en kloosters. En dan die geheim van die Nyl, verhale wat die nekhare laat reis deur Leon. Nou laasgenoemde speel die Egiptiese mitologie 'n belangrike rol, so dit verwys na die Egiptiese mitologie. En dan nou die boek wat vir hom baie belangrik is, daai magiese struike en tradisionele medisyne deur Prof. Günter Jakonov. Vreemde titels, maar ja, ek dink aan die een kant jou held gaan nie alles op skinkbord kry nie, hy gaan moet hard werk om hy antwoorde te kry. En ek dink waarom hy deur hierdie interessante boeke moes lees as gevolg van die feit dat Wytjie se oupa hom nie kan help nie. En ja, soos ek sê, my humor het hier deurgekom. Ek het net geniet om daai titels te skryf. En ek dink die idee is ook hopelik vir die leser verfrissend in 'n era waar tegnologie oorgeneem het, is dat hy gaan soek nie vir inligting op 'n iPad nie. Want Wytjie se oupa het navorsing gedoen oor hierdie aangeleentheid agter die riete. So hy is nie tegnologies ingelig nie, so hy sou biblioteek toe waarskynlik gegaan het en gaan soek het en gaan haal het om sin te maak van wat agter die riete gebeur of ander kan die riete gebeur. So ek dink dit is verfrissend om weer hierdie ou boeke wat vol stof is in jou hand te hê wat Kroan moet deurwerk. Maar daar's een boek wat jy nou nie genoem het nie, die Egiptiese mites en monsters. Ja. Wat pas jou Egiptiese mitologie in? Ek wil aan die een kant Magdal nie weer soos dit al bietjie hollerig gery is om weer na Griekse en Noorweegse mitologie te verwys. Ek wil 'n bietjie iets anders probeer met Egiptiese mitologie, waaroor daar baie minder geskryf is. Ook in Afrika, so dit is bietjie meer gepas. Maar ja, die Egiptiese mitologie fascineer my. Om te dink duisende jare gelede is hierdie stelsel langs die Nyl met farao's en en waar hulle absoluut in hierdie mitologie geglo het. Maar wat ek gewoonlik vir kinders sê is, en vir ouers wat nou bekommerd is oor hierdie mitologie nou hier ingewerk, wat se vreemde goed gaan hier uitkom. Dis eintlik heel eenvoudig. Mitologie is opgemaakte stories om ons te help om ons realiteit te verstaan. Dis al wat dit is. So die kinders weet van die begin af, hulle weet dit is 'n storie. Hulle weet die mitologie wat daarin gewerk het is 'n kunsmatige opgemaakte mensstorie want dit is op mitologie gebaseer. En dan nou saam met ek gesê daar is meer fundamentele aspekte soos filosofie en teologie wat meer op werklike geskiedkundige gebeure gegrond is. Wat in elk geval dis nie asof die hele boek op mitologie gespoei is nie. Maar wat ek wil nie te veel oor die mitologie uitbrei nie want ek is bang dit gee ook te veel weg. Maar die lesers kan gaan loer na twee konsepte in Egiptiese mitologie wat vir my baie interessant was, ek het gewerk het. En die een is die verhaal van Amit en die ander ene van Sobek. So daai twee karakters kan hulle bietjie gaan lees as agtergrond wanneer geheim in die riete lees. Reg so. Ek is nou bang die tyd van ons kuier nou baie lekker. Ja, maar ek moet sê jy werk baie mooi met taal. Regtig. Dankie man. Jy werk mooi met taal. Met Junko Josh het jy 'n taal geskep, Magani. En ek was gelukkig dat jy vir my hierdie woordeboekie gegee het by die kinderliteratuurfees en ek sien deesdae is dit op jou webwerf beskikbaar. Ja, elektronies. So almal kan taal Magani leer, ja. Ja, ek het probeer, maar ek wil sê. Niye Egina Magdal. Mooi. Imeya Kabina Pringelbaai. Mooi, perfek. En dan wil ek vir jou vra, Newa Were Egina en Panu Neya Were. Okay. Ek wil eerstens vir jou sê, Were Magani ki insha Yawanje. Maar jy praat pragtige Magani. En dan nie Gina Constant en nie Kabina Potchefstroom en na Bolishinamye Wijiwema. Wat beteken ek hierdie is 'n aangename gesprek. Baie dankie. Hoe sê ek baie dankie? Abende. Abende. Ja. Nou goed, in geheim van die riete leer jy vir ons 'n paar Poolse woorde. Dit was my baie lekker. Ja, pravde.
Ja, dan Wag. praat. Ja. Ja. Is daar 'n rede hoekom jy spesifiek op Pools besluit het? Ek dink die groot rede is omdat ons bure in Knysna of waar my ouers bly, hulle is besig om af te tree, hulle is besig met die skuif van Windhoek af. Knysna toe. Hulle bure is Pools en hierdie mense het net so groot indruk op my gelaat. So interessant, hulle kultuur, warm mense, hierdie taal wat verskriklik vreemd klink. So ek dink hulle het natuurlik 'n groot invloed gehad op die feit dat mevrou Goretzky 'n Poolse tannie is. Dit sou ook iets wat van 'n kliseë gewees het as sy 'n Roemeense vrou was, waaruit die meeste Sigeners of gypsies spruit. En dan maak mens weer, kan mense voel dis dalk te sensitief, want dit is so van hierdie gypsies is in die verlede baie te nagekom en uit die samelewing uit verwyder of verban. Om dit dan nou nie te geskiedkundig te maak nie, maar dat dit 'n Poolse tannie is wat waarskynlik uit 'n Rooms-Katolieke agtergrond kom en bietjie stroomop is en haar eie haar in haar karavaan daar bietjie vreemde dinge aanvang en brousels maak. Ja, en met haar wasbeertjie uit Suid-Amerika. Ja, presies. Mevrou Gorecki. Nou, mevrou Gorecki was ook vir my 'n deel van jou humor wat jy nou genoem het, jou titels in jou, want jy het 'n sin vir jou sin vir humor kom ook sterk deur in Geheim van die Liefde. Al moet 'n mens naskou op party plekke. Maar mevrou Gorecki op 'n stadium kom toe as Kroan haar gaan ontmoet, né? Dan sê hy vir haar tannie, soos wat 80% van Afrikaanse kinders vir 'n ouer persoon sou sê. En dan sê sy, is ons familie? Is jy my neef van Bollepolskie of so iets, né? Ja, dit het my laat gegil en ek dink dit sal baie kinders daarmee sal identifiseer. En dan haar aksent klink ook, herinner hom ook daaraan as wanneer sy pa grappe vertel en hy maak 'n Russiese persoon na. Dit is ook vir baie tipies, want vir die Afrikaanse oor klink die Oost-Europees soos Russies, ja, presies. Ja, so baie dankie daarvoor. Dit was vir baie, ek het binnepret gehad met hierdie boek, né? Ek het. En ek dink ek het baie foute as mens, meer as 'n gemiddelde mens, maar ek hopelik het ek 'n redelike goeie sin vir humor. En so ek dink die twee redes hoekom ek veral in die Jingo Josh reeks ook heelwat humor ingewerk het, is dis wie ek is. En van hierdie karakters is net snaakse mense. Ek bedoel hierdie tweeling, die Jaarsma tweeling, Ollie en Solly. Ek het myself baie keer geskeer vir net die situasie waarin Kroan hom bevind met hierdie twee minderjarige mans. En hulle is amper tipe nerds en hulle verafgod die grond of hulle vergeafgod hulle ouer sis Marinda, wat vir my so menslik ook is, en as daar iets gebeur dan stuur hulle dadelik vir haar SMS of 'n WhatsApp dat sy kan deel wees van hulle lewens. So ek kon dit nie help in daai opsig nie, want ek dink dit is maar hoe en wie ek is en die karakters het vir hulle self gepraat. Maar ek dink ook die ander rede is, soos jy genoem het, 'n mens kan nie te veel spanning in 'n boek hê. Mens moet blaaskanse gee dat die leser tot verhaal kan kom. Anders gaan jy eerstens vir hulle hartaanvalle gee, maar ook hulle gaan nie die boek so geniet soos wat hulle kan nie, en hulle gaan ook nie die waarde uit die temas kan ontgin as hulle heeltyd so gespanne is dat hulle net wil oorleef. Dit is my kindertjies vir wie ek Vrydagmiddag stories lees by 'n naskoolsentrum hier in Kleinmond. Ja. Ek sê altyd nadat ek gelees het, fluit, my storie is uit. Akkerblaar, my storie is klaar. Ek weet nie waar dit vandaan kom. Maar so ek dink ons storie is ook omtrent nou klaar. Maar so is daar nog iets wat jy wil sê, en asseblief kan jy ietsie weggee miskien oor waaraan jy nou werk? 'n leidraad of so. Ek weet dis nou Ja. Okay. Ek sal dit laaste beantwoord. Ek dink laastens weer eens dankie Magdal en Karel van Indie Uitgewers. Dit is so lekker om jou te gesels. En ek word altyd gefluis of ek fluis myself om te dink die skryf is die lekkerste gedeelte, maar eintlik is die proses daarna om die boek te deel en skole te besoek en boekgesprekke te hê is eintlik die spesiale gedeelte. So baie dankie daarvoor. Ek wil net benadruk dat die
die lesers kan gaan, die boek is beskikbaar in al die boekwinkels, is ook aanlyn beskikbaar as hulle nie wil rondreis nie, en hulle kan gerus ook weer na Jingu Josh gaan loer. Die Jingu Josh wêreld, die interaktiewe wêreld, vind hulle op die webtuiste jingujosh.com, JUNGU josh.com, en daar kan hulle totemdier toets sien, hulle doen ook totemdier sien as hulle die toetsie gedoen het. Die temalied is daar, die kaart van Kalambula, en hulle kan Magani ook daar aanleer. En dan, waarmee ek nou besig is, soos ek genoem het, as ek besig met 'n boek vir volwassenes. Wat ek vir jou kan sê is, dit gaan oor die storie van Gerson Kemp. En Gerson, dis 'n epiese avontuurverhaal en hy moet baie ver weg van sy of uit sy gemaksone beweeg om homself weer te gaan vind. Dit is 'n epiese verhaal en hy gaan in een van die uithoeke van die wêreld homself moet gaan vind. Dit klink na ietsie om na uit te sien. Maar ek dink dat jy moet definitief nou nog, jy het genoem dat jy woordfees toe ook kom. Jy moet jou gesprek by Aardklop geniet, of is dit al verby? Ja, dit is Vrydag, dankie. Ja, jy moet dit baie geniet. Maar ek hoop ek sien jou by woordfees, ek loop jou raak, dan kan ons dalk nog 'n bietjie gesels, sonder Beslis. Baie dankie Magda, waardeer. Baie dankie, dit was baie lekker om met jou ook te gesels. Ek is bly ek het jou 'n bietjie beter leer ken. Dankie, groete.